Ons is besig om te gesels oor die grond van my hart. Wat is die toestand van die grond van my hart? Is dit vrugbare grond? En hoe kan ek seker wees vandag en deur hierdie week dat die woord van die Here, die saad wat gesaai word in my lewe, dat dit op vrugbare grond val en dat dit 'n oes oplewer. Nou, ons weet ons is besig daar Matteus 13 waar Jesus sê dit het op verskillende plekke geval en natuurlik wil ons hê dit moet in vrugbare grond in ons harte val. En dan het ons gister gesê die eerste stap is om die grond oop te kry, om te ploeg, né? Maar die tweede stap is om die klippe weg te vat. As jy geploeg het, dan ploeg 'n ou baie keer klippe uit. En die klippe is logies, daar kan niks groei waar daar 'n klip is nie. Dit belemmer die wortelsisteem van wat ook al jy daar plant en 'n ding wat om of deur 'n klip moet probeer groei, sal nooit suksesvol wees en vrug oplewer en ek wil sê 'n sterk boom wees nie. So ek en jy wat geanker is gegrond is en 'n sterk boom wil wees, as ek dit so kan stel, wat veel vrug oplewer. Christus sê hy wil hê ons moet veel vrug dra, hy wil hê ons takke moet hang van die vrug. Maar dit kan net gebeur wanneer die klippe uit die pad uit is. Nou, die klippe in my en jou lewe is baie keer, ek wil sê die logiese dinge wat in die pad staan. Dis eintlik dinge wat ek van bewus is, maar wat ek nog nie heeltemal uitgehaal het nie. So wanneer ek die grond oopmaak en vir die Here sê, Here, kom en doen u werk in my lewe, dan is daar soms klippe wat opgebring word. En dit is soms, ek wil sê alledaagse sondes. As dit is dat ek 'n bietjie te veel drink, ek sê nou 'n bietjie te veel drink, maar as dit is dat ek drank misbruik, as dit is dat ek my vrou of my kinders sleg hanteer, as dit is dat ek met die mense wat onder my werk of my kollegas, dat ek weet afpraat met hulle, as dit is dat ek dink ek is beter as ander, daar's soms klippe wat in die pad lê. Dis iets wat ek kan dit raak sien en ek kan dit uithaal. En ek moet, as ek wil hê dat my grond vrugbaar is en dat daar 'n goeie oes is wat in my lewe opgebring word. Maar wat is die klippe in my en jou pad? En ek glo terwyl ek met jou praat vanoggend, dink jy, wel, daar's een of twee dinge. Ek weet in my lewe is daar wat ek kan sê, ja, daar's 'n klip of twee. Ek weet as ek hierdie verwyder, as ek dit uithaal, dan weet ek sal dit wat Christus in my hart kom plant en in my lewe kom sit, sal 'n goeie opbrengs oplewer. So, wat is die dinge wat ek en jy vandag moet wegvat? En ek wil jou sê, hoe gouer ons hierdie klippe uit ons lewe uitkry, hoe gouer kan ek en jy begin vrug dra. Hoe gouer kan ons lewe leef soos Christus vir ons beplan het, hoe gouer kan ons heilig wees. Hy sê wees heilig soos ek heilig is. Maar hoe vinniger ons dit doen, hoe vinniger kan ek en jy daai lewe leef wat hom verheerlik en ook vrug dra. So dis my begeerte, mag jy nie net bewus word van die klippe nie, maar mag die Here my en jou ook ek wil sê die moed gee om die klippe uit te haal. Soms is dit moeilik, soms is dit nie lekker om te erken, ek het 'n probleem, ek sukkel met iets en dit is tyd dat daai ding gaan, want dit belemmer my om vrug te dra wat die Here verheerlik. So ek hoop jy haal die klippe uit jou grond uit en ek sien uit om môre saam met jou weer te kuier, dan gesels ons verder oor hoe kan ek en jy hierdie grond van ons vrugbaar kry. Tot dan, totsiens.